vanmôre geliefdes. Nou klink dit snaaks, ek sê geliefdes weer vanmôre. Ek het nou die oggend ook, die wat hier was, het gehoor. As ons gaan kyk na die woord, toe die manne daar saam met Jesus op die berg gaan bid het, né? Toe het Jesus verander, helder geword, wit, en daar het 'n wolk gekom, en God het gepraat met hulle, sy stem openbaar aan hulle, en gesê, hierdie is my seun, in wie ek welbehae het, luister na hom, is my geliefde seun. So dis waar die geliefde vandaan kom. As jy in Christus is, en Christus in jou, is jy 'n geliefde van die seun, so jy is 'n geliefde van die Vader. Dis hoekom ons goed en sê geliefdes. So dit klink partymal 'n bietjie snaaks. Ek het dit nooit verstaan nie. Maar ja, ek gaan pastoor Pieter vra om ons te open vir ons met gebed vandag asseblief. Hemelvader, ons dankie vir hierdie dag wat U gemaak het. Ons dankie vir nog 'n dag wat U in ons lewens doen. Ons dankie vir Jesus, ons dankie vir die Heilige Gees, ons dankie vir die woord. Ons dankie vir al die seëninge. Vader, in hierdie oggend wil ons vir U vra dat die Gees ons prediker sal lei in die woord wat Hy aan ons gaan bedien. En dat ons deur die Gees sal oor die woord kan mediteer en die woord kan uitleef. Jesus, ons bid dit vra en ons verlosser en saligmaker Jesus Christus se naam. Amen. Amen, baie dankie. Ja, net 'n paar afkondigings. Donderdag was baie lekker. Die wat hier was, ek glo die meeste was hier so, né? Toe Pieter en, ag nie Pieter nie, jammer, Rita en Leon Goosen ons kom bietjie bedien het met hulle sang, so dit baie geniet. Wie sien wat in die hospitaal is? Bastian. Oom Bastian is in die hospitaal, so ons gebede by hom, dat hy herstel vinnig, ons weet, die Here se hande is klaar daar by hom, besig om hom te herstel. Dan verjaar Adel vandag, baie geluk, of daar nog baie wees. En ja, ons dienste, woensdag 6:00 gaan ons weer 'n biduur hê daar in die groot eetkamer en sitkamertjie daar langs Emma se kamer. En dan Paasfees is op ons, om die draai. So volgende week Vrydag gaan ons 'n diens hê, Paasvrydag, ook 11:00. En dan Sondag weer 'n diens 11:00. Ongelukkig nie Maandag nie. So ons gaan Vrydag 'n diens hê en Maandag, Sondag, omdat dit Paasfees is. So ja, met aanloop na die Paasnaweek toe, dit is eintlik vandag, die Sondag is Palmsondag wat ons doen. Palmsondag is die dag toe Jesus Jerusalem ingery het met die esel, as julle kan onthou. En almal die palmtakke en kledingstukke so op die pad gegooi het, en die aanloop daarna, voordat hy gevonnis en gekruisig is. Maar ons gaan nie daaroor praat vandag nie. Ons gaan bietjie vandag praat oor brood. Die breek van brood, of nagmaal soos ons dit ken. Kyk, nagmaal is seker een van ons grootste sakramente, van die sakramente wat ons het. Dis broodbreek of nagmaal hou, een van die belangrikste. En ja, ons wil graag bietjie meer oor dit gesels vandag. Vir dit wil ek lees daar uit Handelinge 2 vanaf vers 42. Handelinge 2 vers 42 tot 47. Dis amper daar aan die einde. Vers 42. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. En vrees het op hulle elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek
en hulle voedsel met blyskap en eenvoudigheid van hart geniet. Vers 47, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. So wanneer ons kyk hier na Handelinge, na hier eerste gemeente, of daai eerste gemeente van daardie tyd, dan lees ons dat hier Nuwe Testamentiese gemeente 4 kenmerke gehad het wat uitstaan in die stukkie wat ek gelees het. Nou hierdie 4 dinge wat uitgestaan het, is die eerste ene, die lidmate van daardie eerste gemeente het bly volhard in dit wat die apostels geleer het. So dit wat hulle by apostels geleer het, in die tyd wat hulle so saam met Jesus was, daai dinge wat hulle geleer het, hulle het volhard daarby, hulle het gehou by die woord. Nou onthou, dis my seun, luister wat hy sê, dis presies wat hulle gedoen het. Hulle het geluister na Jesus en hulle het volhard wat hulle geleer het. Tweede ding, daai gelowiges het in geestelike gemeenskap met mekaar geleef en werklik vir mekaar omgegee. Punt 3, hulle het volhard in die breking van brood. Nommer 4, die gelowiges van daardie tyd het gereeld vir mekaar voorbidding gedoen. So, die een wat ek wil oor praat, is punt nommer 3, hulle het volhard in die breking van brood. Ons gaan net oor daai puntjie gesels oor daardie versie. So, wat beteken die breek van brood nou eintlik? So, dit was die gebruik van daardie tyd wanneer mense by mekaar gekom het, hulle het 'n baie noue gemeenskap gehad met mekaar en baie na mekaar geleef. En jy het seker al almal gehoor van die woord koinonia. Dis 'n Griekse woord, koinonia. Nou koinonia beteken om onderlinge geestelike gemeenskap tussen die mense te hê. En dis wanneer die mense hegte verhoudings met mekaar het en met die Skepper. So koinonia beteken 'n geestelike naby gemeenskap met mekaar en met ons Skepper. En die gemeente van daardie tyd het dit baie goed reg gekry. En dis hoekom dit met hulle so baie goed gegaan het ook daardie tyd. En hulle was op mekaar ingestel dat hulle werklik mekaar kon eenselwig en selfs in hulle omstandighede en hulle het ook verskil van opinie en alles, maar tog het hulle so mooi saamgewerk. Hulle het hulle verskille gehad. Maar die effek van saam brood breek in die onderlinge gemeenskap of dienste van hulle of vergaderings kan ons sê, het hulle werklik hulle self kon plaas in iemand anders se skoene. Dit is vir ons maklik om te sê die en dit en daai en dat. Maar het ons al werklik in iemand anders se skoene geplaas? Dis 'n baie moeilike ding. Maar hulle was so naby mekaar, hulle kon werklik met mekaar al die dinge bespreek. En die Here het goed geweet dat met so 'n eenvoudige ding soos brood kan hy sy kinders by mekaar bring. Die eenvoudige ding soos brood. 1 Korintiërs 11 vers 23. 1 Korintiërs 11 vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So ek weet party van julle het vanmôre gewonder, die nagmaaltafel is gedek, maar ons het verlede week nagmaal gehou. En dit gaan oor die versie. Soveel dikwels. Dis so 'n half opdrag wat ons gekry het. Soveel dikwels. So hoekom doen ons dit vandag weer? Ons gesels bietjie oor brood en die breek van brood. En dis na aanleiding van ons Paasfees wat op pad is. En ons kan. Want ons kan, as ek dit so kan sê. So ons gaan vandag weer brood breek en bietjie nagmaal hou ter herinnering aan die kruisdood. Maar het julle al ondervind of gesien as jy so om 'n tafel sit? Dit is mos waar die lekker kuier gebeur. En die lekker gesels. Nou so kan terugdink in die ou dae om die kombuistafel, né? Dit het al lankal klaar gee dan word dan nou nog gesels. En
dit gebeur in baie min huise vandag. Mense eet nie eers meer saam. Een eet by die eetkamer en een eet in die kamer en een voor die TV. En tog om die tafel is waar mense kommunikeer, waar hulle 'n bietjie oopmaak, né, gemakliker voel. Dis daar in die aand wat jy jou hart uitpraat of wat het sleg met jou gebeur die dag? Wat se ondervindinge het jy gehad? Wat het goed gebeur? Wat was lekker? So 'n mens kan hartsake deel aan tafel. Wat 'n mens nie maklik normaalweg doen nie. As jy alleen gaan sit en eet, koinonia, alleen gaan eet of alleen brood breek, is dit nie dieselfde nie. 'n Mens moet saam dit doen, want daar is net ietsie aan brood breek as 'n mens dit saam doen wat spesiaal is. Ek vat die voorbeeld van Woensdag aand se bidtuur wat ons gehad het in die eetkamer. Ons het daar om die tafel gesit. Die wat daar was sal onthou. Ons het so lekker begin gesels, ons het nooit eers die tyd opgehou nie. Dis net so as 'n mens aan tafel sit, laat jy iemand meer, jy voel meer gemaklik. Dis asof jy iets vir iemand gee en jy kry iets van iemand af terug as jy om 'n tafel sit en gesels en saam 'n maaltyd geniet. So ja, as groot waarde dan om fisies rondom die tafel te sit en as ek sê 'n goeie voorbeeld was Woensdag aand by die bidtuur, ek het dit baie geniet en die groot rede omdat ons om die tafel gesit het dit meer spesiaal gemaak. So wanneer ons die Bybel lees en dan merk 'n mens op dat in daardie tyd die mense baie eenvoudig geleef het of hulle die eet was baie eenvoudig. Hulle stapelvoedsel was brood. So die meeste van die tye wat hulle bymekaar gekom het hulle saam brood geëet. Die wat nie kos gehad het nie, het hulle brood gedeel met die ander. Veral as hulle bymekaar gekom het in die tempel of as gemeente. So dis nie soos ons wat nou al die luukse kosse en of moderne kosse het nie, as ek dit so kan noem, en takeaways en allerlei goed nie. Hulle het baie meer eenvoudige dieete gehad as ons. So hulle het maar meestal brood geëet as hulle saamgekom het. En soos ek sê, die Here gebruik so iets soos brood om sy kinders bymekaar te kry. En gebruik altyd hierdie maklike voorbeelde. As ons dink aan daardie tyd van die mense, die Here gebruik 'n skaapwagter en skape as 'n voorbeeld, want mense het dit verstaan so. Of die bruid en die bruidegom, want mense het dit verstaan. Dit is eenvoudig hou. En ja, ons breek brood vandag of hou nagmaal soos dit bekend staan om Jesus te onthou aan die kruisdood en die opstanding. En hy beveel ons dat ons moet dink aan elke keer as ons dit gebruik en ons moet dit geniet en daar is baie waarde aan dit. En en Jesus wil hê sy lidmate van die gemeente moet 'n eenheid vorm en ons moet een word. Ons moet dinge deel. Ons moet saam met mekaar dinge deel. Ons moet dinge van die hart bespreek. Ons moet saam bid. Ons moet voorbidding doen vir mekaar. Dit is so belangrik. Saam met die woord uit leer en lees. Ons kan amper sê brood elke dag. Ek kan amper sê die Bybel, elke versie is 'n sny brood. Toe ons daaglikse brood is, lees die woord. En dit is God se stem, dis sy woord. So belangrik om Bybel te lees. Ons nagmaalformulier sê, omdat ons almal aan een brood deel, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof aan Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. En elke keer as ek praat van nagmaal of broodbreek, dan kan ek nou nie anders, en dit was nou nie plan of deel van die boodskap nie, maar dan kan ek nou nie anders om te dink as aan Kleopas, die verhaal daar, na die kruisiging en opstanding van Jesus nie. Kleopas en, dit was nie sy vrou nie, dit was 'n ander vrou, dit was ook 'n disipel. Hulle het teruggestap van Jerusalem af daar na Imos toe. Imos was so 8 myls in die woord uit Jerusalem, uit 'n dorpie of 'n vallei daar naby Jerusalem. 8 myl is omtrent so 12 plus minus 12.8 kilometer.
So hulle het nou baie mismoedig en hartseer teruggestap, want Jesus is gekruisig, hy is dood. Ek meen, hulle het hom gevolg, hulle was van sy disippels, en so het hulle nou maar die ding bespreek, op pad terug, baie teleurgesteld, en op die pad sluit 'n vreemdeling by hulle aan, dit was Jesus, maar hulle weet nie, dis hy nie, hy het iets aan hulle gedoen, laat hulle hom nie herken nie, om verberg van hulle, en so loop hulle in gesels, en hy vra, waarvoor is julle so mismoedig? Hulle sê, het jy nie gehoor nie, Jesus van Nazareth is geoordeel, hy is gekruisig, en hulle vertel hom wat het gebeur, hulle is toe nou verbaas, hy weet nie van het, en so stap hulle al die pad in gesels, en dis toe nou al laat, en hy maak asof hy afdraai, en hulle sê, nee, die son sak al, het raak laat, kom eet by ons, kom bly by ons oor, kom eet by ons, en hulle nooi Jesus vir ete, maar hulle weet nie, dis hy nie, en so na ete, of by ete, breek hy die brood, en gee vir hom, en daar, op slag, besef hulle, dis Jesus, hulle oë gaan toe oop, en hulle besef dis Jesus, en natuurlijk is hulle so verras, as ek myself kan indink, en daar verdwyn hy, voor hulle weg, en die woord sê vir ons onmiddellik in daardie uur, pak hulle toe op, en hulle gaan terug Jerusalem toe, om die ander te kan vertel, wat het gebeur, want dis hy het werkelijk opgestaan, Jesus lewe, toe laat kom by ander 11, toe die verhaal gaan aan, toe Jesus aan hulle verskyn en gesê, hier is ek, toe dink hulle nog, hy is 'n gees, nee, 'n spook, soos ons sal sê, maar ek gaan nou nie verder daaroor praat nie, dit is ietsie vir volgende week, vir die Paasnaweek, ek gaan net tot daartoe, ek gaan vra Stur Pieter, en dan my dalk net help hier met die broodjie en nagmaal. Dank net so saam vir die nagmaal. Here, baie dankie vir die geleentheid dat ons weer aan die nagmaaltafel kan sit en hier simboliek gebruik, Here, om ons te herinner dat U aan die kruis vir ons gesterwe het. Die simbool dat die gebreekte brood U liggaam is wat vir ons gebreek is aan die kruis en dat ons dit gaan doen soveel moontlik ons kan totdat U kom en ons kom haal. Ons dank U in die naam van Jesus. Amen. Amen. Okay, hoor sy vir ons na die maaltyd daar saam met die disippels het Jesus die brood gevat en gebreek en hy het vir elkeen van die disippels 'n broodjie gegee en gesê neem eet, dis my liggaam wat gebreek is aan die kruis. Nadat het Jesus die wyn geskink, sy disippels gegee en gesê, drink, hierdie is die bloed van my wat gestort is aan die kruis. Dit is dat ons herinner word dat ons skoon gewas is deur Jesus se bloed, al ons sondes is vergewe
En dis ook 'n bewys of herinnering aan die nuwe verbond. Sit en afsluit. Hemelse Vader, dankie vir die boodskap wat U gebring het vir ons vandag. Dat ons weer herinner word hoe belangrik die sakrament is. Dankie dat ons die geleentheid gehad het vandag om dit te kan doen. Dankie dat U ons herinner het dat U aan die kruis gesterwe het en die bloed gestort het om al ons sondes te vergewe. Dankie vir al die goedheid. Dankie vir al die genade. Dankie dat ons elke dag vernuwe kan word en altyd op U kan staatmaak. Here, U is al wat ons het, sonder U is ons niks. Here, in die tyd van Paasfees word ons so herinner dat die tyd is min en dat elkeen sy saak moet regkry. Here, U ken elkeen se hart. U weet wat is elkeen se probleme en behoeftes. So bid ek dat U by elkeen sal stil staan vandag en met hulle werk. So vir ons in die naam van Jesus. Amen.